Welkom terug by die groot ontbyt. Jy's op die regte plek. Ons praat met twee fantastiese mense hier vanmôre in die ateljee. 3, want Jennifer is ook hier. Maar ons het twee gaste, Bok van Blerk en Nadia Bekes kuier by ons. Goeiemôre span. Goeiemôre. Dis regtig 'n voorreg om julle by ons te hê. Dankie dat julle so vroeg môre opstaan. Dit is vir ons net so groot voorreg. Baie lekker om te wees. Hoorie, ons praat natuurlik oor die nuwe musiekblyspel. Die reeds bekende nuwe weergawe. Nuwe ou, okay, ons praat oor ons vir jou. Ja, wat nou weer by die Afriforum Theater is van die 29ste April af, nê? Nee. Inderdaad, van die 29ste April by die Afriforum Theater en kaartjies is by onsvirjou.com. Onsvirjou.com. Ja, jy is so mooi gesê. Ek wil sommer van die begin af dit sê. Ja, ons skryf dit aan die weg. Nou, hoorie so, hoekom dink jy, Nadia, spesifiek jy nou? Want ek gaan jou vra, want jy was in die vorige weergawe, 2008, 98? Wanneer was dit? 2018? 2008. 18? Nee. Ag, hoe oud is ek? 18 jaar gelede, 2008. Jy moet nou wakker wees. Dit was 2008 plaas. Jy was in daai tyd al in die vorige weergawe. Ja, dit was ongelooflik. Wat maak hierdie musiekblyspel so uniek, eerstens, met ander blyspele? En wat maak dit spesiaal? Wel, in die eerste plek, ek dink 'n groot inspirasie vir die musiekblyspel is die lied Delarey, wat hierdie jaar 20 jaar oud is. En vanuit die sukses van daai lied het die musiekblyspel begin ontwikkel. Dit was Dion Opperman, Sean Els, jy was ook betrokke, Johan Foster. En 20 jaar terug het my pa die rol van Delarey vertolk. Ek onthou dit ja. En Nou ek het vergeet al. En ek was in die ensemble. En om nou in die rol van Nonnie Delarey te kan staan, is regtig, ek het so Bok gesê, soos 'n full circle moment vir my. Net om ook te kan sien hoe die storie ontwikkel het en hoe dit steeds so relevant is, want dit gaan maar baie oor verhoudings en oor die man wat Koos Delarey was, sy verhouding met sy vrou, met sy kinders, veral met sy seun. En ek dink hoe goed hy te werk gegaan het tydens so 'n moeilike tyd. Nadia, hoe gaan jy te werk as jy so 'n karakter moet vertolk? Jy weet, 'n geskiedkundige karakter, emosioneel belaaid, verstaan. Hoe is jou voorbereiding tot aanloop voor die produksie open? Dis 'n interessante vraag. Ek het gister met ons regisseur Janus Erasmus gepraat en hy help verskriklik baie. Hy is iemand wat regtig begrip het vir die stories en vir die karakters. En ek dink dis baie lekker om 'n rol te kan vertolk van iemand wat bestaan het. So daar is inligting beskikbaar rondom Nonnie. En Nonnie Delarey is so 'n standvastige, gevestigde karakter. Sy is regtig gegrond in wie sy is. Sy het tot memoirs geskryf van die tyd wat hulle so 'n tipe van 'n nomadiese lewe gelei het. So daar's baie inligting rondom haar en wie sy as 'n ma en as 'n vrou was. En dit is vir my lekker om vrouens te verteenwoordig. Jy weet wat regtig hulle man kan staan. Absoluut. Veral daardie generasie en tydperk se vrouens was merkwaardig. Bok 20 jaar sedert Delarey begin die liedjie uitgekom het. Kyk, mense moet nou maar eerlik wees, jy en Delarey, die liedjie loop so. Mense sal dit met niemand anders vereenselwig nie. Hoe groot 'n rol het dit uiteindelik gespeel? Was daar tyd vir iets anders in die laaste 20 jaar, dink jy? Loopbaan gewys. Het Delarey se skade weer maar saam met jou gebly. Hoe het dit geloop die laaste 20 jaar? Ja, nee, ek en Delarey kom 'n lang paadjie. Ons al maatjies vir lank, 20 jaar en dit was 'n lekker pad en vir my ook vol sirkel natuurlik om nou in die skoene van generaal Delarey op die verhoog te staan en soos sy gesê het eintlik die mens agter die generaal wat deurkom in hierdie musiekblyspel. Ja, so ons stap 'n mooi en lang paadjie en hy het my besig gehou. En hierdie is nou lekker omdat ek ietsie anders doen. Nie net gewoon weer op die verhoog klim en die liedjies sing soos wat ek altyd doen nie, wat natuurlik baie lekker is, maar hierdie is 'n nuwe uitdaging. Ek het nou al film en goed gedoen, maar om op die verhoog te klim en lewendig te act vir die mense in die teater is nie vir my 'n lekker uitdaging, so ek sien baie uit. So dit is ietsie nuut vir my. Maar dit is nog steeds met generaal Delarey wat ek 'n lekker paadjie stap en wat 'n voorreg om actually nou na 20 jaar in sy skoene te staan. In sy skoene, jy praat van in sy skoene op die verhoog staan. Ek dink ek aan Bobby wat ook by as ek nie mis het nie by die Afriforum Theater was nou die dag met Semi-soet. Met Semi-soet. Gaan jy ook jou six-pack wys of?
Ja, meeste halfte van die tonele is ek kaal. Hierdie is nuus vir my. Want die eerste rede is daarvoor ek het nog nie tyd gehad om by wardrobe uit te kom. Dis al. Jy het nog nie klere, kostuums gekry nie. Ja. Bob, dit is so lekker want jy saam met gevestigde akteurs ook op die verhoog en Jannes hande wat ook al lank betrokke was by teater. So mense weet so half as jy 'n span wat jy kan vang. En dis waaroor dit ook altyd gaan, ek dink in 'n ensemble ook en dis wat baie produksies so half ekstra spesiaal maak is die ensemble ook. Vertel vir ons 'n bietjie van die res van die spelers in die stuk. Ja, so dit is lekker om 'n so half 'n veiligheidsnet te hê waar jy veilig voel en met mense wat gesout is en akteurs en Jannes en almal. So die hele span is fantasties en amazing. Hulle laat jou gemaklik voel behalwe vir Nadia, sy sit nou onder baie druk. Maar ja nee, daar is 'n fantastiese mense in die ensemble. Hulle sing amazing. Ek voel so half baie keer geïntimideer as ek daar staan en saam hulle sing, maar ons het byvoorbeeld gister het ons al die nommers geoefen. En ek kry hoendervleis as ek net daaraan dink. Almal sing verskriklik mooi en baie jong opkomende akteurs en sangers. Dit is regtig fantasties om deel te wees van so bekwame span en ek sien baie uit om almal op die verhoog te sien en hulle het almal het so halwe vuur in hulle. Jy kan sien in die jong klomp hulle is besig en chat agter die kant en hulle loop tussen in die ons oefen dan sing hulle daar en hulle is besig. Hulle ken al die liedjies. Hulle ken almal se ander woorde. As jy jou woorde vergeet en vra een van die jong ouetjies en sê hulle vir jou, nee, dit is dit en dit. Hulle ken alles en hulle is so entoesiasties en ja, dit is 'n fantastiese span en klomp nuwe gesigte en 'n paar oues ook. Jy is nou vir die volgende, jy het nou gesê vir die volgende 3 maande is jy in Pretoria terwyl jy die toneelstuk doen. Die res van die span is by die huis. Ja, nee, die klein span is by die huis. Ek nou Jy gaan aan buite gesit en gou hulle 'n video call voordat hulle skool toe is. Mamma hardloop rond en die een het ouds oor die baadjie gemors en die ander wil nie skool toe gaan nie. En ja, so hulle is almal daar onder, maar ek gaan dan so 2 daggies 'n week gaan ek terug huis toe terwyl ons oefen en ook natuurlik die blyspel opvoer. Mense vergeet baie keer dit, want Nadia, jy het ook 2 by die huis, verstaan. En mense is werkende ma's en pa's terwyl jy in die aand op die verhoog klim of die dag nou tussen repetisies ook, moet seker maak die span by die huis is ook okay. Ja, jy het nou al die manne daar by die huis ontmoet en hulle is woelig, maar ek is so dankbaar vir my man David wat instaan en regtig vir my vlerke gee om te kan vlieg en hy's regtig iemand na wie ek opkyk en ek sou dit nie kon doen sonder hom nie. En die kinders is ook baie opgewonde om die vertoning te kom kyk, hoewel ek nog 'n bietjie die waters gaan toets. Ek sê as hulle soet is miskien. Wie dink julle sal aanklank vind by hierdie stuk en hoekom moet mense dit kom kyk, Nadia? Ek dink daar is iets vir almal. Ek dink die temas wat aangespreek word, hoop, inspirasie, verlies en ook die verskillende storielyne. Soos ek nou gesê het, daar's die pa en seun, daar's die man en vrou, daar's die romanse, die jong verliefdes, daar's die broers. So ek dink ons regtig iets vir almal. Die musiek is verskriklik mooi. Johan Foster het dit selfs nog mooier gemaak asof dit eintlik moontlik is. Hy het weer gaan kyk na alles en weer daar begin werk. En wat ook lekker is die verhoog is heel anders. Dis nou 'n ander teater. Dit was in die Staatsteater in by Aardskype en nou is dit in die Afriforum teater en ons sit met die wenners op ons tegniese span. Ja. So, jy weet, ons is bevoorreg om iets te kan bied wat ek dink ons almal regtig trots op is en ons is opgewonde om mense te nooi om hierdie storie te kom kyk. Daar sal ietsie wees vir almal. Baie dankie vir die tyd vanmôre Bok van Blerk, Nadia Bekes. Sterkte met ons vir jou die 29ste April by Afriforum Teater. Baie dankie. Ons sien uit daarna. Ja, absoluut. Onthou 29 April Afriforum Teater gaan na waarheen? Ons vir jou.com om kaartjies te koop. Ons is nou weer terug en dan gaan ons gesels ons bietjie oor jou Willie Woensdag.